Yes, kletsers en welkom by met Luda en B. Vandag gaan ons 'n baie serious topic hê van ek het nou slegte nuus gekry. Wanneer die episode seker uitkom, dan gaan dit seker maar 'n paar dae later is, maar ek het baie slegte nuus gekry. Een van my vriende het like so gepleeg en dat yes, ek weet nie man, ek weet kasi hoe om te beskryf hoe ek voel om relatief aan die eerste ook wat ons moet het as kletsers en as 'n gemeenskappe, communities moes nou obviously, want dit is 'n teerpuntjie man, hoe mens die sekere goed te gaan, ek weet nie hoe om te myself te express kaars meer nie. Die way is hier, dit is hier jong. Ja, nee, wat om die vir baie mense wat die weet nie, ek myself persoonlik het gegaan deur like mental illness en hy tipe goede. Het is nie 'n lekker plek om by te wees nie, veral as jy voel jy het niemand om met te gesels nie, of jy kan nie dit vat na sekere persone toe nie, en jy weet nie wat is hy persoon in staat om te doen. En veral as jy in toxic relationships is, relationship hoef nie te wees met ek en my meisie of ek en my vrou nie, het kan ek en Brennan wees, het kan ek en my ma en my pa wees, het kan ek en my ouma en my opa wees, maak nie saak nie, dit is verhoudings. So as jy 'n verhouding het wat jy maklik kan voel om te gesels, dan raak jy weer baie klein. Gelukkig vir my het ek dit in my eie ek het op myself gehad en ek het myself gesê, kyk jy, jy's 'n pa, jy's 'n man, jy's 'n broer, jy's 'n kind, jy's 'n vriend, jy moet jouself regkry, of as jy nie kan nie, dan moet jy iets doen om te trainen. En die ding wat ek gedoen het is, ek het die help aan. Baie mans is om nie help te gaan soekie, maar is 'n man. En om die is 'n ding wat ek voel is ons opbrengs, hoe ons groot geraak het. Ja. Jou ma jou pak gee, of jou opa jou pak, of jou opa jou pak. Dan jy go in jy heel en dan sê jy jou heel. Die gebekleed straat en saam met chommies, hulle is stout laities, hulle by mekaar. Ons kyk weer die eerste, hy is bekleed geweest. I found that. Heel eerste is 'n morfie. So, manne was nooit, of mans word nie groot gemaak met die gedagte dat jy jou gevoelens op jou sleeve kan dra nie. Die magte expressie. En dis wat nou gebeur met hom. Wat hy sê, nou hy weet slegs om homself te expressie. En dit kom hier op dit. Dis 'n moeilike topic om is touchy mense kan te trigger of iemand iets wat in aan like so full en dan oh well raak iemand met te praten en dan volg dezelfde pad soos wat die mutual vriend van ons gevolg het en daar is die reactie hiervan. So bij met ons met hierdie episode we gaan 'n bietjie in detail gaan oor sekere aspekte van hoe vier dinge kan gaan. En ja. En ek baie keer baie mense verstaan nie waar die roman gaan nie. Ek en die mamma gesels gisteraan toe ons die nuus kry en hoe mense nie kan verstaan waar die roman gaan, veral wanneer jy 'n man met verantwoordelikhede is, verantwoordelikhede het. Man wat verantwoordelikhede het. Baie mense verstaan nie van as man het baie druk op hom en mense verstaan nie die druk wat hulle plaas op 'n man, want
Ja, voorbeeld maak like realiteit. Ek en my vrou ons werk nog vir 3 jaar. En die pressure wat daar kom van buite die cirkel of even in die cirkel, die pressure wat daar kom van mense af wat maak like ons wil nie werk nie, maar dit is nie altyd die geval nie. Jy soek werk, partykeer raak jy so moedeloos, so ek praat nou van myself, partykeer raak ek so moedeloos dat ek, my vrou gaan vir my sê, ja, ek wil ek 'n jaar, en dan dink ek vir myself, ja vrou, jy dink aan 'n jaar, ek dink aan, hoe gaan ons survive, verstaan jy, ek waar nie oor 'n jaar, die mense kan maar sê van 'n jaar wat hulle wil, en dit is my eerlike opinie, want die stresses wat daar is by my, van my kind, die ander leid wat nou nie by ons, nou op die oomblik is hy is op die naag, nou op die oomblik, hy doen great op die naag, is fine, maar ons nog 'n baby die kant, verstaan jy, my vrou self ook, sy het ook, van vrou mense het ook, hulle so graag wil hê in die huis, en soos gordyne, hanglappe of wat eerlik is my bie man, wat ek kan voor provide, en dit maak my seer man, en dan word daar vir my gesê, ek moet worry oor 'n jaar, ek bedoel man, jy soek elke dag is jy besig om te apply vir werk, en die goede wat mense nie sien, aan die agtergrond, hulle sien nie die goed, hulle sien die goed, jy apply elke dag, jy bid elke liewe dag, jou vrou bid elke liewe dag saam met jy, sy sien waardeur jy gaan, maar partykeer dan verstaan sy verstaan nie altyd. Sy sien die kapasiteit van 'n man om te kan verstaan hoe 'n man voel. Ja. En het gaan ook klink, like ons maak uit nou, like die man gaan do the most. Ja. That's not Dat is ie. Ons het nie waardeer aan 'n vrou nie. Ons weet nie wat se tipe stress lê 'n vrou aan nie, en wat se tipe emotions sy deur kan. 'n vrou het maar 3000 verskillende emotions alreeds. En dan is dit nou nog daai tipe stress. Ek kyk so baie, dan kyk ek my vrou om by. En sal sy so sit daar en dan sê hy, kyk ek. Sy net kyk in die verte en dan dink ek, wat het ek nou weer gedoen? Nou sien jy, die eerste ding op jou mind, wat het ek gedoen? As jy kwaad vir my, en as my sê, nee. En dan kyk op antwoord jy is kwaad vir my, wat het ek nou weer gedoen? En dan sal sy later aan terugkom en sê my, jy wil ek stress, of dit pla my, die pla my, en ek in my feelings ook nou al uit, want ek dink nou, Here, wat het ek nou weer gedoen? En kyk ek aan en dink ek, oké, fine, los het. En dan so 5-10 minuten later, dan gaan ek naar toe, hou ek er als een fijn is. En hy maak haar beter voel. Wanneer sy dit met my doen om vir my te kom sê, Rebokkie, als een fijn is, dit help jy. Nee, altyd. Dit gebeur by my ook, want daar kom 'n tyd in jou lewe waar jy, veral nou, ek praat van 3 jaar mense, as jy 3 dae nie, as jy 3 weke nie, as jy 3 maande nie, is 3 jaar, waar het consecutively gebeur, is jy, en dit raak, dat het alle worse raak, dit raak nou 'n bietjie beter, maar dit raak, dat het worse raak, en dan kom maar tyd wat jy, al wie sê wat, wie kan maar nou wat sê, dinge gaan beter, jy wil nie uit te worry, want jy verstaan nie waardeur ek gaan nou. Jy was nog nooit in die situasie, om kan sê, dinge gaan beter gaan nie. Sien jy, nou by my vrou is dit baie keer wanneer ek probeer haar aanmoedig, en dan sê daai van wanneer hy level gestryk het van, nee, kyk, moenie, en dan moet ek nou weer, dis hoekom ek is, soos, julle sal uitvind dat ek baie, dan gaan ons altyd oor keer praat, en die beloftes wat daar gemaakt was, allerlei type goede, maar dat, sometimes, dit ook, dit help ook, nou, vir 'n man is dit swaar om, ons het nie aldag kans, soos as jy wat ek moet by die huis wees, ek kan nie beweeg, want ek is besig om te jobben, of die internet te kyk, waar kan ek nou weer gaan apply, en dan raak ek moedeloos miskien hy oomblik, en dan wil die vrou miskien verstaan dat ek hy tyd wil loop, dan sê hy wegkom, jy wil nou vir my alleen los by die huis, met die kind bijvoorbeeld, wat my ook laat stress,
En as dit highway van hier, ek nodig nog net iemand om mee te praat. Ek praat baie met my vrou, gesels elke dag met my vrou. Want maar partykeer is maar net 'n ander perspektief. Maar omtrent hoe om uit die situasie uit te kom. Maar dan kry jy mekaar se eie geleentheid. En as jy lekker vir my om te WhatsApp, ek is 'n persoon wat like chatty. Ek like face to face praat, want ek wil die persoon se reaksies sien. Ek wil like die authenticity. Soos as die gevoel wat jy gee is dit genuine. Verstaan jy? Ek is 'n persoon van ek kan jou oor die phone praat en dan kan jy maar net iets sê om my te laat beter voel sonder dat die gevoel daar actually is. Rol ek my oor vir Vicky. Verstaan jy? Nou, mans gaan hier baie man. En die gemeenskap, meeste van die gemeenskap mense verstaan nie. Ek kyk soos die ladies wat op die straat ook sit partytjie. As 'n sekere braaf wat ek ook altyd gesien het op die straat sit. Vandag het hy 'n werk en dit het my hy laat dink van ja, wie sê nie hulle van hom ook dit gepraat van hy wil nie werk, maar nou vandag het hy ek so werk en nou is dit hy vir my ook van ja, nou kan ek sien hy het werk gesoek. Ja. Nou kan ek sien hy het werk gesoek. En net om by te kom by hy om die is baie van die ou garde, groter mense, groot regvere. Wat die knowledge het om te besef dat ek hoef nie fisies my te was en aan te trek om 'n werk te gaan soek nie. Verstaan jy? Ek vat my phone, my CV is klaar op my phone. Ek gaan op LinkedIn, ek gaan op whatever the case may be, ek gaan op Indeed. Kyk vir jobs, ek apply vir jobs, whether that physical jobs is of remote jobs is, apply. En ek apply meer as wat ek sal apply actually as ek R100 vat in 'n taxi en klim, petrol in 'n kar en gooi en ry na 'n plek, 3 verskillende plekke toe. Ek het die hoe het ek saam met my neef gesê, hy het my gevra, was sekere vacancy wat ek wil visit. En hy gevra, hy apply aso. Nou my antwoord aan hom was, en kyk julle was nou hardkop. Nou my antwoord aan hom was, is niks om te gaan apply by die plekkie. Maar om 'n CV te print kos geld. Dit kos my $150 om 'n CV te print. Ek praat nog van $150 die print, net een CV. Die taxi fee om by die plek uit te kom en terug huis toe. Gaan my omtrent $150 kos. Imagine nou. Maar wat die werk? Ek kan nie gaan skuld maak. Ek kan nie gaan skuld maak want is hier hoe ga jy dit terugbetaal? Exactly. Jy Exactly. Nou mense verstaan nie. Mense kan net nie hy in hulle koppe inkry. As dis hoekom ek het vir hom straight gesê ek apply net vir online is want dit is cheaper vir my. Want ek kan wifi steal by iemand. Even vra. Kyk jy wil jy my hotspot? Ek wil gewoon net die way doen. En dan my CV is al reeds op die phone. Van ek het 3 maande of 'n maand terug het ek my CV geupdate. Van onthou jou CV moet gaan update ook nog word. Elke maand. So ek betaal maar rade hy R15 om die CV te update op my phone te sit en dan kan ek online apply as om $150 betaal. Ek bedoel $150 en baie plekke waar jy hy nog weke kan elke dag geloof brood vir die week, elke dag bottle melk vir die week, so pakkie suiker in, pakkie bier vir die kind, pakkie chips en so mense realisties begin kom agter die kapitaal van tegnologie en alle tipe goede. Mense sal nie verstaan dat veral en ja, dat klink like nog 'n mik op ouer mense, maar ongelukkig is hulle diegene wie baie meer prakties was in dinge wat hulle wil doen het. Hulle het gaan staan op die stoep of op die hoek van die straat en gewag vir die wit bakkie kom. My baas Melanie is aan die wy nie. Op die bakkie geklim en dan gaan werk hulle. Hulle kry 6 randjie vir die dag.
Alles uitgesort, brood op die tafel gezet. Daar was dan. Vandaag is daar niet meer dit. So, nou voor ons om, en even voor ons was het daarom nog, je kon matriek niet, dan kreeg je job. Ik weet van 90% van kinderen wat ik samen op school was, wat opgeleid hebben bij een Shoprite of een Pick n Pay of een Clicks of een Spar. Vandaag kan je niet eens meer, ik kan niet zo werken bij Spar. En alles wat samen was. So, which maakt dat mensen niet, like, you have to move with the times. En ongelukkig, zoals Brandon nou zei, jij moet je CV update elke maand. En je kan je CV update elke maand niet om een different font of een different style van je CV. Ja, moet iets anders op je CV komen. So je moet jezelf courses krijgen, zodat je kan upskill in zekere dingen. En dat veel goed tijd. En nou moet je besef. Jij weet naar jezelf van je huis af. Je moet bij meer discipline is, maar die staat niet van je huis af. Maar nou je nog eens stress van, ja, die jongen wil werken. Die jongen wil werken of, ja, die vrouw nou weer op naast, dat ze moeten eten van vanavond. Hoe maak ik nou? Ik kan zoek iets om te eten. Je kunt komen nou toe die kind zei, zij zoeken of hij zoekt een lolly. Niet eens geld voor een lolly. Verstaan je mensen nou? Hij is type dingen wat mans drijft naar daar hoort toe. Wat ik kan zien op YouTube, zekere redens. Maar in mensen kan verstaan dit. Maar van de kleine goedjes wat oprollen naar elkaar toe en oploopt en dan maak je een groot ding en die groot ding wat het opkomt is not man enough. Je kan zien man genoeg om te kan zeggen money en je kan het vatten in wit gemeenschappen, zwart gemeenschappen, colored gemeenschappen, het komt alles op jezelf af. Ons is hier vandaag om te praten over het. Niet omdat ons voelt, ons is highly educated. Ik wil onze leven verstaan mensen, ons gaan die doen. Ons gaan door ons dagelijkse leven doen. Ik heb nou al zoveel nieuws gekregen. Dat ik voel, ala nou ja, is een leak. Is fake. Scam. Volle nummer. Scam achter die mensen hebben geld stelen. Ik heb niet geld, maar scam. So, people need to come to the realization of this. Zeker goed te maken mens, vreesbevangen, angstig. En wanneer je angstig raakt en dan beginnen raken, je kan achteruit. En je gaat zien wanneer een persoon achteruit gaat. Hij beginnen of zij beginnen. Dat is meer coaches wat rondom haar aan gaan. Hulle raak, hulle isolate zichzelf van mensen af. En dan weet je van die dag hoor je net. Hier gehoord van dingen is. Wat weer? Nee, hij komt en dat is allemaal. Oh, ik kan het niet geloven niet. Doei bra. En hier is een ding wat ik die betekent keer kan je krijgt mensen wat kan je zien die persoon van die als mensen wat kan zien. Ja. Als kom eens weer op wees voor dit. Als mensen wat kan zien. Als mensen wat zien die wat gebeurt, maar dan doen ze absoluut niks. Als mensen wat invloed heeft, als mensen wat invloed heeft om zekere dingen te maken. En ik zeg niet, doen het voor mij of doen het voor Ludan. Nee, er is iemand wat je kent, wat die way gaan, waar je weet die persoon dat de graag die meeste nodig nou. Maar je gaat kijken om voor mij niet een werk te maken wat maar bij een zekere plek werk genoeg geld verdient. En dat is wat mij die sierste maakt man. En dat helpt die gemeenschap. Dat helpt die gemeenschap. Dat helpt die familie.
dat help die familie. Nou vir my is dit as ons as 'n gemeenskap kwessie Kan opsien na mekaar. ja, net hy omgee man, net hy okay nee ek sien hier's dit en die ene as regtig niks inkomste by julle huisie en as kinders ook betrokke hier by die spesifieke huis. Nee man, my broer kan die werk kry, maar nee, ek gaan hom vir hy enig gee van hy dit meer nodig. Ek kan dit lees nog wanneer my broer R20 so kan ek vir my broer gee van dit is hoe ek was die tyd toe ek gewerk het. Ek het nooit gekyk vir mense wat ek gee. Ek gaan altyd kyk vir mense wat dit eintlik die nodigste het. Hy oomblik. Ek sal nooit my broer wat AMROL nodig het of nie nodig het. My broer wat R20 soek en as iemand wat AMROL nodig het, ek gaan vir die ene die AMROL koop wat dit nodig het as om vir my broer die R20 te gee wanneer ek niks weet wie ene kry. Verstaan wat ek bedoel? Nou hy is ja nie. Ons het hy nie. Ons het die gemeenskap nie. Ons het hy nie. Ons as mense wat weet van goed en hulle kan mense sê en wie wat ek wil hê mense moet verstaan van die video kyk. Ek weet die weer in baie gemeenskappe. So as jy kan relate op dit, weet net jy is dalk miskien nog nie meer alleen, jy is miskien nog 2 mense wat saam is. In 'n gemeenskap is daar definitief iemand met 'n high-end job man, 'n workforce job. Wat die kapasiteit is om te kan sê jy nee, kom werk saam met my vir die dag, ek kan R1000 gee. Makkelijk. Hy wil maak in staartskoon nie, hy was sy eie karrie, hy braai elke dag. Die vrou dra die duurste klere, die kinders dra die duurste klere, hy het 4 karre. Ons ken mense man, ons ken hulle. As baie. Maar hy sal nooit, of sy sal nooit, dan kom vir jou te sê, jy kom maak skoon die karrie so, kom was die karrie so gauw uit so. Ek bedoel, jy het miskien een houtje niks nodig. Of, jy dink jy miskien een houtje nie, dan kan sy ma of sy pa. En dan sê jy ook nog, terwijl hy aan jou kar was, dan sê jy vir hom, man, jy is R200 nie. Vaar die R100 vir jou en gee die R100 af deze. Of gee self, voor het met as jy om jy vertrouwen. Wat gaan van jou afkom om te doen? Om Jimmy die geld, wat gaan van jou afkom om dit te doen? Ja, Rombie, ek het skaars geld nie. Mense, ek is nie rijk nie. Maar, ek maak my eie jaarskoon. Ek kyk saam. Oei Raja, morgen man. En kom maak Raja my jaarskoon. En Raja toon gaan gee as hy my jaarskoon maak. Ek gee my R50, ek gee my R100. Raja, weer droom af my asseblief. R4. Maak as jy my droom uit wanneer die dromme mense kom. R10, as jy sak. Jason, kan jy na garage my skoon asseblief? Hallo daar, kan ek morgen kom asseblief? Enige tijd wanneer dit jou pas bro. Kom soort my dan soort ek jou. Ja man, kom morgen nie, gras, asseblief luister. Ja, is recht Lula. Mensen, ek gaan nie eens bader toe nie, dom my hart te snij nie. Ek support my braaf, ek weet die 2 kinders. En baie mense het my gevra, hoekom doen jy die way? Hoekom nou YouTube, hoekom Facebook, hoekom nou, as min mense wat besef dat die is 'n long term ding wat ons doen. Dit is 'n way om ook 'n inkomste te kry een van die dae. Hopefully. Met die ondersteuning van die kletsers. Wanneer ons die audience het, genoeg audience het, die followers of die subscribers, en ons het genoeg watching hours, dan kan ons het these ads in die video's insit, wat ons sekere percentage gaan kry. Hulle besef nie dit nie. Hulle besef nie hy nie. En nou, ek word gekrit vir die feit dat ek op YouTube gaan, of Facebook of whatever. Ons probeer ook om 'n inkomste vir ons te kry. Ons probeer 'n inkomste vir ons kry en ons doen die om ook ander jong mense te encourage om dieselfde ding te doen. Want as ek gesels gisteraan saam met 'n
Sama ta bra kan ek kan nie naam sien. Maar gesê sama ta bra, ek moet sê bra, maar okay, ek sê gesels met 'n ander bra, ek sê vir hom as mense wat kan so funny is op social media, jy's funny. Ja. Jy is funny, ek bedoel jy's funny. Jy kan content create en dit op YouTube, Facebook, TikTok, whatever sit en wanneer jy kan gemonetiseer word en dan kry jy ook 'n inkomste. En onthou, hy het ook kinders. Hy kinders. As nog 'n bra van ons wat jy wil hê, wanneer ons gesels van ons bra, wil hy nie hê ons moet sy naam gee nie. Hy het gesê ons sê as die nakkel. Ek gaan nou sê nakkel. Want hy wil hê ek moet sy regte naam gee nie. So nakkel, even nakkel ook. Hy is een van die guys wat ons saam met hy het gewees het toe ons nog beginnies was. Ja. Hy was een van die funniest brade in die circle en hy kan ook content create. Ja. Hy kan content create, maar nou moet ons deur die way gaan weens sekere mense wat jy wil hê ons moet dit doen nie, van dit spoil die image van sekere mense. Jy verstaan nie waar dit gaan nie. Ek kyk alleen. Jy verstaan nie waar dit gaan nie. Dit is die pure pressure wat 'n man deur en ek praat nou spesifiek van even jong getroude manne, van jong manne met kinders. Ek bedoel as groot mense ook wat kinders het. Groot manne wat jy weet om te praat en die is nou 'n way wat hulle kan nou ons gee reeds die sodat hulle kan dink en gaan nou oopmaak. Maak oop net weer rondom. Net om aan te kom aan die gaan nou like 'n unannounced shout-out wees nie. Ek weet nie presies wat gaan aan omtrent die, but Didi Dablo, Kamagap, Nalo Vibes, hulle kan hulle sien op TikTok. Daai man het vir mens mental health awareness gery. Op bicycles mense. Uit die baai tot binne in die Kaap. So, die ding is groter as wat ons dink dit is. Ons moet net ons perspective broaden omtrent dit. Daai ouens het social media accounts gemaak vir homself. Okay, Nalo was maar op social media, hy het P-drives gedoen. Dat die ry die hele baie deur die spits gery, die kom die plek in die spits in die town op. So, en hulle die wou doen om kaart te ry met bikes, die sponsors gekry. Hulle het geslaap op die plekke wat ek dink hulle sou nie gedink het hulle sou ooit by kan slaap het nie. Ze staan op langs die see, een plek, ek bedoel, nie 'n sent amper uitgehaal nie. Ek weet nie wat het rondom die geldsaken reg aangegaan nie, as 'n storie wat daar ontwikkel. So ons kyk maar wat gaan daar aan. Maar hy is net die tipe goede wat ons kan sê man. Like, maak jy ook mense, hier's opportunities hier buite. Kyk McKenzie, besig op die oomblik om te veg vir wat? Vir die social media creator van op TikTok. Om te kom Suid-Afrika toe. Maar hoe gaan het kom Suid-Afrika toe as jy nog bang is om 'n video te maak? Of jou man, jou pa sê vir jou, man, los die video maken, die zit heel dag op je phone. Maak nou maar een video man. Ik blijf op iPhone. Kan iPhone vatten en niet domboer. Maak een video. Nou is nou net zoals die wat ik zeg altijd voor mijn lightie en even voor mijn spalie ook. Ik zeg altijd voor hou op video's kijken om net video's te kijken, man. Maar niet video's kijken omdat video's. Kijk video's om jezelf te upskillen. Ja. Kijk video's om content te creëren. Kijk video's om video te edit. Net om te edit. Kijk, maar doe net iets om jezelf te upskillen, zodat je kan monetize uit dit uit. Als je verstaat wat ik bedoel. Maar vandaag gaan er baie kort video's. Zoals ons gezegd het, ons proberen net in jullie koppen die mentality te veranderen rondom hoe ons denkt omtrent mans of even jong mensen. Dat kan vrouwen ook eens, dat maak je zaak in de kleren. Maar net om die mentality te veranderen rondom hoe ons naar elkaar kijken. Maar baie dankie voor die wat altijd ons ondersteunen met Klets met Luan B. En dit is het einde van die episode geweest voor vandaag. Baie dankie, ons zien elkaar weer. Ja.